Vriende, ek wil storie begin van 'n nuwe jaar is die meeste mense is vol planne. Baie mense doen met nuwejaarsvoornemens, baie ouens doen met drome. Maar dis 'n goeie, is goed dat ons nuwe planne het. Maar ek wil julle herinner aan 'n bekende persoon in die Bybel. Sy naam is Jakob. Hy was ook 'n man van planne. Nou, in Genesis 12, lees ons die verhaal van Abraham. Die begin van God se verhaal met die mensdom, waar hy volk begin maak het. Abraham het amper die kinders gehad, maar uiteindelik het hy Isak gehad. En Isak het toe kinders gekry. En hy het 'n tweeling, sy vrou, Rebekka, het 'n tweeling verwag. En hierdie tweeling is gebore, en die eerste keer gebore, sy naam is Esau. En kort op sy hakke, sy het in sy hakskeen vastgehou, is Jakob gebore. So hy is die tweede een van die tweeling. Ja, hy sal dan, die tweeling is gelijk. Die tweeling is nie gelijk nie. Want hulle is maar, soos ons allemaal deel van 'n familie en 'n gesin, wat vol draadwerk is. En soos het gebeur het, as jy ouwe lees na in Genesis 25, rond Isak, het vir Esau voorgetrek, want hy was die eerstgeborene. En sy karakter was soos 'n man gehad het, 'n jagter, en 'n man of men. En Isak het van wildvleis gehou. So hierdie seker van hom was 'n jagter. Hy het baie vleis gebruik. Ek sou vir hom gehou. Alles het wilkom en brede en allerlei dinge was. Rebekka het weer vir Jakob voorgetrek. Jakob het aan die ander kant gehad. Hy was 'n bietjie meer met sy feminine touch, sy feminine side en touch gewees, wat hy ook al gedoen het, maar hulle het die verskillende voortrekkers gehad. En ons sien, soos die verhaal lees, 10-1 het Jakob al van kleins af hierdie aspirasies gehad om dinge te doen wat hom die voorkeur kan gee. Dalk het hy sy hele kinderjare bietjie aan die agterspeen gesit. Dalk het hy bietjie weer gekom by Esau deelde en Esau was dalk die sterker en weet nie. Maar ons lees voor die volgende vers. Op 'n dag, terwyl Jakob besig was om lensiesop te maak, sy sop aan die kook was, kom Esau doodmoeg in die veld uit daarop aan en sê vir Jakob, laat my gou van die rooi goed wegsluk, van daardie rooi goed, ek is doodmoeg. So sien Jakob, was meer die ouwe die kos gemaakt, hy was meer by die huis geknopt gewees, en hy maak die fantastische lensiesop, en Esau kom moeg daar die veld uit aan, seker die bok misgeskiet, en hy sê, geef my van my sop. En hier sien ons die karakter van Jakob springend werken. Dit is toch iets wat hy lang al bekroon het. Toe sê Jakob vir hom, verkoop eers jou reg as eerstgeborene aan my. Dit was 'n verskriklike belangrike reg in die antieke tyd. Die eerstgeborene het baie regte gehad bo die ander kinders. Hy was eerste in lyn vir die erfporsie. Hy sê die pa se werk oorvat. Hy sê die eienaar van die boerderword. Hy sê die koning lees van dit wat voor lê. En hy toe Jakob die geleentheid kry, ons vir Jakob die Esau betroef, toe gryp hy dit aan. Hy sê, koop my eerstgeboorte reg aan my. En Esau het antwoord, ek gaan tot sterwe. Esau was moeg. As hy moeg is jou liggaam moeg, maar laag. Jy is nie baie enthousiasme. As jy moeg is jy moeg. Jy wil nie baie doen en dink en verkeerde gaan nie. En Esau was moeg, en hy sê, ja, wat? En allemaal gaan in elk geval sterwe so. Wat waarom gaan die eerstgeborene te wees? En Jakob sê vir hom, beloof my nou met eed, dat jy reg is eerstgeborene aan my oormaak.
Esau het dit gedoen, en so sy reg as eerstgeborene aan Jakob verkoop. Daarna het hy Esau brood en lensies opgegee en hy het geweeg. So hierdie plan het lang al gekook in Jakob se gemoed. En dis maar hoe ons Libia's mense, Libia's voornemens, Libia's drome ook gebeur. Dis dinge wat my binnenkant lê. En nou kom in hierdie jaar en dan is dit geleentheid om hulle te verbaliseer, om hulle vir mense te sê, te pronk en te werk aan nie, maar dit gaan jy nou doen. Maar dit is die saakje wat al lang al gebeur is in haar. Dit val nie in die lucht uit. Dit word maar so in die tyd gebore. En ons sien hierso, Jakob was baie vol aspirasies. Net soos ons. As jy jong is vooral, het jy baie aspirasies, jy baie energie. Jy wil daar die wêreld besit, jy wil die wêreld beheer. Ek onthou as 'n jong man myself, met my ambisie, my so bietjie vooruitgeloop. Jy wil 'n miljonair word op 30. Jy wil die wêreld se grootste besigheid begin. Jy wil dinge verskuif. Jy is so bietjie ouer word, wil jy 'n huis by die see en 'n wildsplaas en 'n boot en weet nie wat alles. Dit is alles dinge wat jy maar begeer en jy wil hê. En daar's niks fout daarmee nie. Dis maar net hoe jy lewe verloop daai tyd. En ons sien in die aard van die saak, Jakob het 'n geweldige, baie sterk selfbeeld gehad. Dat hy sy broer, sy ouer broer, hulle is ook al tweelinge, maar dat hy oorleef met die plan van hom. Dis sy eerstgeborene reg te bekom. En dis ook wat ons doen, as ons ons selfbeeld sterk moet, maar dat ons ook sien, hierdie selfbeeld van hom was baie selfsugtig, baie ekgerig, baie mygerig, baie sy eie dinge. En ons sien, hy was baie vol planne. Sy planne het geen perke geken. Hy was bereid om enigiets te doen en sy planne uit te voer. En dis wat ons tans in ons nuwejaarsvoorneme is. As jy nuwejaarsvoorneme het, is jy baie terug om dit uit te voer, jy is vol enthousiasme, jy is vol aspirasies, en jy kan het doen. En jy sal ook sien die eerste mense se planne is, ek gaan oefen, en ek gaan verslaan word, en ek gaan dit is baie ding te doen met julle en ander mense. Nou sien ons die verhaal verloop verder. En dis nie net Jakob wat so was nie. Ons sien as jy die verhaal lees, sy ma, wat hom voorgetrek het, was net so vol planne vir hom. En hulle het die ding bewimpel om vir die pa ook aan te sit. En die pa is nog hulle les met hulle toekoms. En die moeder gewerk in die tyd, die pa nou baie oud was, omdat die oudste seun aangeroep en het hom gesê, nou gee ek die eerstgeborene reg amptelik aan jou dat jy kan doen wat ek gedoen het en my plek te neem en allerlei wat ek doen. En Rebecca en Jakob is weer aan die oorplan. En hulle het ons moet nie afplan, hulle gaan het deurvoer. En Rebecca roep vir Jakob en sê van kom ons maak 'n plan. Die plan wat hulle het is, hulle wil die pa uit Isak, want Isak was al oud. Maar ek identifiseer al waarmee, die hoor nie meer lekker nie, die sien nie meer lekker nie, die voel nie meer lekker nie, die oud en afgeleef. As ek nou met Willem praat, dan sê Willem nie precies hoe is dit. Maar Isak is al 'n bietjie senior in sy jare en ek voel, dinge gaan nie meer gebeur nie. Wat toe gebeur is, hulle het besluit, hulle gaan vir Jakob vermom, soos Esau. En Rebecca gaan vir haar pa, vir die pa, vir Isak, 'n lekker breedie maak, soos Esau. En dan gaan hulle gevang, maar as het Jakob, Esau is, dan gaan die pa vir Jakob seën, in plaas van Esau.
dag, Jakob het sy pa geantwoord, ek is Esau, pa se oudste seun. Ek het gedoen wat pa gesê, kom sit regop en eet van my wilsvleis, sodat pa my dan kan seën. Dus soos ek sê, Jakob, hoor, die stem is nie lekker nie, en sien dat my nie so lekker nie, en alhoewel my goed is, en hy was baie vergeen, maar Isak het hom gesê, hoe het jy dan die wil so gauw gaar gekry? My seun, en Jakob antwoord om die Here, die God het my gedraag laat doen. Jakob was baie intelligent geweest. Hy bring hierso, bring hy God in die prentjie in, op 'n valslike manier, om vir sy pa, want sy pa was afhanklik van God, sy pa was geheim aan God, sy pa was baie aan God uitgelewe. En hy sê, God, het my hierdie bok vinnig laat kry, hierdie vlees vinnig laat gemaak, wil vinnig weg is op die Here gee. Wie sal het gereed, eers uit die oggend 8 uur of 10 uur of 6 uur uitgaan, vlees kan nie so veel gaar wees, maar toe is het weg, en trek hy God by, en toe hy God in sy deel intrek, toe oortuig hy vir die sak. As hy nie hier vir God deel van sy verleide gemaakt, so hy nie vir die sak oortuig het nie, maar toe die sak berust by God, sy doen en later, hoe laat hy dit gebeur. Esau het vir Jakob gehad, vir die seun, dis nou daarna gewees, maar hierso, om terug te gaan, ons gaan nie terug. Hierso het hy toe vir Jakob geseën, en hy het hom gesê, ek seën jou as my oudste seun, gaan nou weg en van doen dit wat jy moet doen. En dit was, in die antieke tyd, was die oudste seun, was baie afhanklik van dit. As sy pa nie geseën het nie, hy sal hom van self oorleef. Hy was baie afhanklik van dit. En toe, as gevolg van hierdie insident, dan hierdie konflik gebeur, Esau het vir Jakob gehaat oor die seën wat sy pa aan hom gegee het. Esau het homself gesê, na my pa se dood, die pa se dood is nie meer ver nie, dan maak ek my broer Jakob dood. So hy het die wrok in die haat gekry, en hy gaan sy broer doodmaak. En ons sien, hierdie doodmaak was nie vreemd in die antieke tyd nie. Nou, die Bybel begin met Kain en Abel. Dit was nie vreemd nie, as jy die geskiedenis hier van 1000 jaar na Christus lees met die konings, as 'n koning geword het, want hy dadelik sy 3 seuns doodgemaak en hom kon opvolg. En dan het hy dadelik sy 3 broers doodgemaak en hom kon opvolg. Want hy was bang, hulle gaan hom doodmaak en kon opvolg. En dan was hy, in hierdie omgewing, was hy die survival of the fittest, is baie dierlik geweest, maar het amper soos die klomp bokke in die woontuin. Dus as jy nie, die leeuw jou nie vang die jou agter jou. So jy moet net sorg dat jy kom jy voor die ander een kom. En dis wat Esau gegloed, hy moes net vir Jakob doodmaak, want as hy eers geboorte reg terug, dan gaan hy weer lewe vir die res van sy lewe. So sien, hierdie planne van Jakob was eintlik maar gelaai met skelmstreke. En dis waar ek die deel is. Vandag se lewe veral is die waardes van elke mens en van die samelewing nie meer so hoog nie. As jy nou so rondom jou kyk, dan sien jy enigiets is moontlik. Enige iemand is bereid om te doen vir selfbehoud. Enige iemand is bereid om die hoeke te sny, om die koek te groot te maak vir jouself en te klein vir die ander mense, om te groet. Die waardestelsels van die mensdom het gesak. Mense is nie meer vol goeie waardes wat die samesin van almal bevoordeel nie. En gister van die Kaap af terugry hiernatoe, en jy kan sien die voertuig, die mense, hulle ry met geen agting vir die ander karre. Almal ry net om voor te kom wat wil, enige ander pad is 'n obstakel, is 'n hindernis.
sal jy wil net voorlees en teruglees en weet. So dis 'n nagmerrie. Die samelewing is op sy kop gekeer. En dit gebeur, dit beïnvloed ons toekomsplanne en ons eerste 3 jaar mense. Dit maak ons, ek sal alles doen om hierdie jaar my 3 jaar mense te laat gebeur. Dan moet ek 'n bietjie proef. Dan moet ek 'n bietjie dinge wat gebeur in my guns. Jy sien in Jakob se geval, nie net hy self nie, maar self sy ma is volleens. En ons sien hierso dat jou planne al groter as jy word. Planne is al groter as jou menswees en jou werklikheid en jou waardesisteem. En eintlik, as dit gebeur en jou planne al groter as jouself, hoe groter as die mense om jou, hoe groter as die werklikheid, dan word jy eintlik maar net 'n randpopper. En dis wat Jakob uiteindelik geword het. Hy het 'n randpopper geword. Hy sy broer belief en hy sy pa besteel en sy hele familie het hy in vyandskap met mekaar gebring. En dit gebeur daagliks binne in ons families. Binne in ons families en huisgesinne gebeur dit daagliks. En jy weet nie hoe dit gebeur net. Net soos dit nie daar gebeur het nie. As gevolg van goeie intensies en goeie aspirasies en goeie planne. En hier sien ons nou, omdat Jakob 'n skaapoppasser was, en sy lering was, het hy besluit, man, hy sal moet vlug. So hy besluit om te vlug, daar in die noorde toe, hy het nie in die land Kanaan verbly, maar hy vlug na die noorde toe, en sy ma, sy familie, was daar in die noorde gewees, by Haran rond, en sy van baas familie gebly, hy sal soek die vlug, en daar sal hy gaan werk en gaan woon, buiten die gevare van Esau, en hier, in Kanaan gaan Esau hom doodmaak, hy het nie toekoms hier nie, hy sal met in Arabië gaan werk, daar woon die noorde, so hy gaan op na Haran toe, en hy gaan daar, en in die proses van hulle vlug, wat hy wegloop, sien ons, net soos sy pa, waar hy God betrek by sy journey, net soos ons al die gelowiges, jy wil God maar deel maak van jou planne, en jy sien Jakob, hy sê, Jakob het toe 'n gelofte afgeneem en gesê, as u, o God, by my is en my beskerm op my reis, u vir my kos en klere gee, sodat ek behoue terugkom vir my oude reis, sal u, Here, my God wees. Nou hierdie, wat ek het van is, hierdie klippilaar, wat ek regop gesit het, sal 'n tempel wees van alles wat u my gee, ek sal vir u keer teruggee. Sien hierso, die begin van 'n godsdienstige leefstyl, waar jy die klippe regop sit, waar jy beloof om 'n tiende vir die Here te gee, maar hierdie ding wat hier gebeur, is deel van sy plan, om sy plan suksesvol te laat werk. En hy gaan selfs so ver om God hierby te betrek, maar in die teenoorgestelde rigting waarin God betrek sou wees. As jy 2 geslagte teruggaan, dan sien jy God het gesê, Abraham, ek sal jou God wees, ek sal jou kinders se God wees, ek sal hulle kinders se God wees. En God het reeds beloof om sy God te wees. Hier kom Jakob, ek gaan, as u my sukses laat bereik, dan sal u my God kan wees. Dis wat ons op doen. God het laat beloof hy sal jou God wees. Dan kom ons op die toneel. Here, as jy my hierdie jaar die lotte laat doen, dan sal ek 'n weeshuis bou. Ek sal 'n kinderhuis bou. Ek sal vir die kerk my tiende gee. Ek sal alles doen. Jy is besig om God in te trek en om te oortuig, jy gaan hom gee wat hy reeds vir jou beloof het. Ons maak nie so, maar in 'n geval. Hy lyk of hy ons skielik God intrek. Dit
klip reg op, hy maak op hy Bethel, maak hy sê hierdie, wat God in woord sal wees, word vandag nog geëer, en hy sal 'n tiende gee. En van hierdie tyd al weet ons, die Israeliete het 'n tiende gegee. Dis, hier in Suid-Afrika wat ons opgehou het om 'n tiende te gee, maar daar kan ons dit nog doen. En ons sien, hier gaan Jakob nou daar in die noorde toe, en terwyl hy daar in die noorde is, en ek ken nie verhaal, kom hy by 'n drinkplek, by 'n put, en dis maar wat mense by mekaar kom, en dis daar by die put, en dan kom hy die mooiste meisiekie aan, wat daar skape wil dat drink, en hy raak so smoor verlief op die meisiekie, en hy help hom as skape dat drink, en hy verloor sy hele klop, sy hele alles op hierdie meisiekie, sy is net te mooi, en haar naam was Rachel gewees, Rachel. En ons lees het daar in Genesis 2 vers 15, ek weet nie die tekst is reg nie, ons wil net, want vers 10, naast na 15, so die tekst is reg. Toe Jakob vir Rachel, die dochter van sy ma, sy broer Laban sien, met haar pa sy kleinvee, het Jakob nader gekom en die klip van die put weggehaal en Laban sy kleinvee laat sy. Daarna het Jakob vir Rachel gesoen, en toe het hy begin huil. Die hele wese het daar verander, omdat hy verlief geraak het op Rachel. Maar Jakob sy planne was nog op die einde nie. Daar was die bedrieger, wat verlief het, en hy kom na die sê, oom aan die lewe, die meisie, die vrou, die alles. Maar, ons sien, hierdie goeders is so bietjie betrokke in Trans en Family, terwyl hy later sy pa kom, wat hy nie geweet het nie, sy pa nie, Rachel sy pa, wat hy nie geweet het nie. Laban, wat sy naam was van Rachel sy pa, was ouder as hy, en net so bedreig, soos hy. Hy het nie geweet nie, hy het gedacht, allemaal is soos sy pa Isaac, waar hy weg en so aan. En Laban, ons lees vir Laban. Laban het die mense wat sy omgewing bruiloft te benooi. En toe wat gebeur het, hy het gesê, Jakob, jy kan met Rachel trou, ek sal die bruiloft reël, ons nooi al die mense, maar die aand van die trouwe, het hy sy dogter Lea gevat, en haar vir Jakob toe gebring, en hy het die daar gemeenskap gehad. So Jakob, sy pa, sy skoonpa Laban, dis net so bedreig, baie meer gesoute, baie meer uitgeslaap, en hier kom Jakob, konfronteer hy nou met Laban, maar Laban is slimmer as hy, en hy het nog getrou vir Rachel, en daar trou hy vir Lea. En hoe dit in die antieke tyd gewerk het, dis is soos vandag, die bruid op ingestap, en die skoonpa hulle die sluier op, en daar het die sluier gesloten gebly, die aand as het donker was, die dochter vir jou gebring, en die gemeenskapdag gehad, en die volgende oggend, het jy gesien, die video gemeenskap gehad, so die volgende oggend, het hy sien hy gat, dis Lea, en nie sê, dis Lea nie, maar dit is die ander dochter, en daar konfronteer hy te Laban, en Laban sê, kom nie uit, hy sê, nog 7 jaar extra van my werk, dan sal ek Rachel regtig gee. So daar beland hy in 'n kontrak van 12 jaar, om hierdie dochter, wat hy so verdiend was op te verkry, en hy gaan in die keer. En toe hy nou uiteindelik besluit, dis tyd om terug te gaan in sy geboorteland toe, en hy sy dinge gaan uitklaar aan sy familie, sê vir sy skoonpa, hy gaan nou teruggaan, maar hy soek op die van die keer, sê sy skoonpa, wat gebeur is, jy kan al die skape, die bokke wat wit en swart merk op, al die gekleurde, los vir my nie die wit bokke, dan vat jy al die gekleurde bokke, en dan gaan jy terug syde toe. Maar daar die aand, die Laban vinnig uitgegaan, en die bokke het gekleed, al die witte swart skape, en gaan wegsteek, en die witte swart kroon. In die oggend
Vanoggend toe Jakob sy bok, sien hy, maar hy is nie wit bok, hy het niks, laat hom weer 'n keer uitgedoen. Het hy niks bokke om saam te vat. Ons lees het daar in Genesis 30, maar dieselfde dag nog, het Laban al die gevlekte en bokramme en al die gestreepte bokkoeie afgekeer, ook alles waar iets wit was en al die swart skape en dit alles onder die son geplaas van sy seuns. So ons sien hierso dat hierdie Jakob sy transaksies begin versier. Ons sien die gevolge begin aanpak met sy transaksies. En dis baie keer in ons eie lewens, ons die beste planne hê, die mooiste planne hê, iewers begin dinge skeef loop. Dinge loop nie so vlot nie. Ons sien die tweede wat gebeur is, sy verhoudings begin daaronder lê. Hy kan nie meer sy verhoudings hê nie. Die verhoudings begin in mekaar stort. En dis baie emosioneel. Sy gee letterlik leef en het voel vir jou asof jy net die wind van voor te leef. En dis wat Jakob was. Hy wil trek, maar as die bokkom saam te vat nie, hy kies sy skoonpa se seun nie, en dis lang werk met sy regte vrou, en uiteindelik werk het so. En vandag, as ek en jy in die Bybel kyk, is daar alles vir ons reeds uitgestippel. Maar ons doen het steeds. Die so Galasiërs 5, vers 22, van vers 19 tot 24, lees ons die praktyke van die sondige natuur. En ons doen steeds hierdie dinge. Ons weet, dit gaan ons in die hartskeen by. Ons weet dit van ons ellende, maar ons doen steeds hierdie dinge. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, stroberheid, vyandskap, haat, naaier, woede, rusies, verdeeldheid, skeering, afgunst, dronkenskap en uitspattigheid en dergelike dinge. Ons ken nie. Maar vir een of ander rede hou ons aanhou in die goed deelneem. Die wêreld, hoor die mense praat van die wêreld daar buite. Die wêreld is daar buite, die wêreld is hier binne. Die wêreld is die wêreld. Die wêreld is vrot van hierdie goeders. Saam met ons, allemaal interessant. Ons allemaal in die goeders. Ons sien, as ons terugkom by Jakob se lewe, sien ons Esau, sy broer Esau, het intussen besluit, hy het gehoor Jakob trek sy, en hy begin noord trek. En Jakob die tyd kry, sy broer trek noord, en hy trek sy, en hy gedink oplees, en Esau kom om haal, om dood te maak. Nou, ken ons vir Jakob, hy is wat van die planne. En trek hy sy, en sê hy, nou bestaan hy besluit hy. Hy gaan sy twee vrouens en sy kinders gaan hy sy stuur met die skaap en alles. Want hy was nou, om jou te herinner, hy kom ons een takkies so gesnui en die skaap allemaal bond gebore gewees. Hy het daar baie skaap wat hy kan saam, wat dan allemaal in bond gebore. Maar hy trek hy sy. Die stuur hy die vrouens en die kinders en die kalvers en die ooie allemaal, ja, wees uit die gemoed. Die sê vir as jy dit eers sou sien, sê vir hom, Jakob is jammer, hy moet van al die skaap wat hy hart vergeet. En hy probeer hom weer eens uit te leid in sy onderhandeling, en sy triks, en sy tierlands eindjes. Daar sal lees ons van, verder moet jy ook nog sê, Jakob, kom agter ons aan. Hy wil aan u onderdanig wees. Jakob het namelijk gedink, deur die geskenk wat voor my uitgaan, sal ek probeer om hom in 'n goeie buit te kry. Dan sal ek na hom toe gaan en miskien ontvang hy my uitvinding. Hy probeer steeds die toekoms manipuleer. En dan is daar die i-draai wat gebeur met Jakob. En dis die i-draai wat ek wens elke mens
hierdie jaar in. Dat hulle hierdie draai sal beleef. Ons weet nou met Jakob wat gebeur het, in die aand van slaap, en hy die droom gehad, en daardie aand het hy met 'n man begin beklei, en hy het gestoei, die hele nacht weer, tot die volgende oggend, en daardie man wat hy gestoei het hom in die heup geslaan het, pootjie uit en alles. En geestelik weet ons, hy het 'n ontmoeting in die lewende God gehad. En God het sy hart vernuwe. En God het hom gesê, word my vernoot, word my vernoot. As jy my vernoot is, dan is jou toekoms goed. Dan is jou toekoms in my hande. En daardie aand het hy geveg met God self gehad. En hy besef, daardie man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word, maar Israel. Want jy het in God en teen mense 'n stryd gevoer, en jy het die tyd volgehou. Sy eerste stryd was met mense, om sy eie voordele te beplan. En daardie aand het hy met God 'n stryd gehad, en hy het dit deurgevoer, hy het onder God se beheer beland. Die verander sy naam na Israel. Die een wat by God is. En dis die konflik wat ek elkeen van ons begeer, dat ons nie ons toekoms sal uitprobeer kap op my manier, maar ons saam met God, soos Jakob, soos Israel, wat nou genoem word Israel, saam met God sal kom. So daai ou het Jakob 'n besnydenis van hart beleef. En hy was steeds nie meer bang om sy broer te ontmoet nie, want hy het geweet, van nou af, van God, alles ten goeie laat leerwerk vir die wat hom liefhet. En ons weet nie wat die helfheid ten goeie nie, ons weet nie of het 'n leerskool is, en of wat sy tipe pad is nie, maar ons glo, want hy het 'n besnydenis van hart gehad. Ons weet, hy het berou gehad oor sy bedriegerslewe, omdat hy die mense om die bos wil, want hy het God van aangesig tot aangesig ontmoet. En hy het van nou het hy liewe vernootskap gehad, saam met God. En my begeerte is dat elke gelowige saam met God die toekoms sal ingaan. En 2 Timoteus 1:7 sal weet, die Here het ons nie 'n gees gegee van vreesagtigheid nie, maar een van krag, liefde en selfbeheersing. En dat jy sal jou bes doen om haar selfbeheersing te kan toepas. En jy sal bes doen om haar krag en goede te laat lewe. En dat jy jou bes doen om selfbeheersing te lewe. Want dit is wat God met ons sal doen. Kom ons gaan hierdie nuwe jaar in. Met planne soos Jakob na sy besnydenis van hart gehad. As ons saam met God stap, you need not be afraid of where you are going, and you know God is with you. En as ons Christene is, dan weet ons, God is Immanuel. En God sal met julle wees hierdie jaar voor u. En dat hy ons sal vashou. En as ons so terugkyk en ons sien as dit een spoor, dan weet ons is God wat ons dra. God wat ons dra. En God is met ons. Amen. Here, baie dankie dat u ons kan herinner aan Jakob, wat so sy eie toekoms wou bou, maar so selfsugtig, en so vol draadwerk, en so vol skermstreke. Help ons hier om ons toekoms te bou in vennootskap met u. Dat ons nie vol vrees hoef te wees, dat ons weet, Here, ons stap die toekoms in met God aan ons sy. En saam met my Here sal ek oor berge klim, en sal die riviere loop, en ek sal geen onheil vrees nie, want u is ons God. En u sal ons altyd
tyd was hy. En soms al gaan ons deur 'n dal van doodskade weer, sal ons nog steeds geen vrese koester nie, want U bly ons God. Baie dankie vir die nuwe jaar, Here. Baie dankie vir die nuwe jaar saam met U in U teenwoordigheid. Ons loof